geliefdes. Aan die begin van die jaar het ons begin kyk na die tema Aan tafel met Jesus. En ons doen dit aan die hand van die boek Aan tafel met Jesus, geskryf deur Cas Webner. Ons kyk na 7 tekste in Lukas en Handelinge. In hierdie 2 boeke sien ons dikwels dat belangrike leergeleenthede aan tafel plaasvind. In Januarie en Februarie het ons reeds na die eerste 2 tafeltekste gekyk. Een uit Lukas 24 en tafel 2 uit Lukas 7. Alhoewel hierdie verskillende preke nie op mekaar volg nie, is daar tog raakpunte. En indien u dalk weer na die 2 preke van Januarie en Februarie wil luister, kan u op ons YouTube-kanaal 'n klankopname daarvan vind. Vandag kyk ons dan na tafelteks nommer 3 uit Lukas 14. Die doel van hierdie reeks is om Jesus deur sy tafelmaniere te leer ken, saam te ontdek hoe ons as kerk dalk rondom 'n tafel kan hande vat en ook om ons dalk te help om iets van nagmaal ook te verstaan. Kom ons begin dan nou deur rustig te word met die sing van vonk 72 as ons toetrede lied. Christus, die opgestane Heer, groet u vanoggend met dieselfde woorde as wat hy sy disippels na sy opstanding gegroet het. Vrede vir julle. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam uit Gesang 514. Oh
Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 245. Broers en susters, ons is pas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mens, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die maagd van Maria, en mens geword het, wat self vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, wat weer sal kom met die heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie die koningsheerskappy van geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bly een doop tot vergifnis van sonde. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen.
ons in ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing gesang 450. Ons teksgedeelte vir vanoggend kom uit Lukas 14 en daarvan vers 1 tot en met vers 14. Die opskrif by die eerste 6 verse is Jesus genees 'n man wat aan water gelei het. En dan van vers 7 tot 14 die gelykenis oor beskeidenheid en gasvryheid. Kom ons lees dan nou saam vanuit Lukas 14. Op 'n Sabbatdag, toe Jesus na die huis van 'n vooraanstaande Fariseër toe gegaan het om daar te eet, het hulle hom fyn dopgehou. Reg voor hom was daar 'n man wat aan water gelei het. Jesus praat toe met die wetgeleerdes en Fariseërs en vra: "Mag 'n mens iemand op die Sabbatdag gesond maak of nie?" Maar hulle het stil gebly. Toe trek Jesus die sieke nader, maak hom gesond en laat hom gaan. Daarna sê hy vir hulle: "Sê nou 'n seun of 'n bees van een van julle val in 'n put, sal hy hom nie dadelik uithaal nie, al is dit op 'n Sabbatdag?" Hulle kon daar niks op antwoord nie. Toe Jesus merk hoe hulle die voorste plekke aan tafel uitsoek, vertel hy aan die genooides die volgende gelykenis: "As iemand jou na 'n bruilof toe uitnooi, moet jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gasheer iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy. Dan sal hy wat julle albei uitgenooi het, na jou toe kom en sê: 'Gee bietjie die plek af vir daardie man.' Jy sal dan tot jou skande die agterste plek moet gaan inneem. Maar as jy uitgenooi is, gaan sit liewer op die agterste plek. Wanneer die gasheer kom, sal hy vir jou kan sê: 'Vriend, kom sit hier voor.' Dan sal jy in die agting van al die gaste styg. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog word." Hy het ook vir die gasheer gesê: "As jy in die middag of in die aand 'n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of ryk bure uitnooi en jou op die manier vergoed nie." Hy het ook vir die gasheer gesê: "As jy in die middag of in die aand 'n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of ryk bure uitnooi, sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi en jou op die manier vergoed nie. Nee, as jy 'n feesmaal gee, nooi dan armes, krepeldes, verlamdes en blindes. Jy kan jou gelukkig ag as hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg gedoen het." Geliefdes, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom.
Geliefdes, wanneer ons Lukas 14 begin lees, dan weet ons sommer dadelik dat hier iets aan die gebeur is. Want wanneer 'n vertelling begin met op die Sabbatdag en daarboonop nog Fariseërs ook betrokke is, dan is spanning onvermydelik. Hierdie is nie die eerste keer wat ons sien hoe Jesus in die moeilikheid is oor iets wat hy op die Sabbatdag doen nie. In die Lukas Evangelie het ons in hoofstuk 6 gelees hoe hy en sy disippels op die Sabbatdag koringare optel en dit eet. En ook hoe hy dan 'n man met 'n misvormde hand genees. In hoofstuk 13 lees ons hoe hy 'n gebreklike vrou genees. En elke keer hoor ons die teenstand van die Fariseërs. En nou is hy hier in Lukas 14 weer besig om iemand te genees. En dit boonop in 'n Fariseër se huis. Ons lees dat hierdie man wat Jesus genees aan water gelei het. Dit is weer 'n siekte wat ons nie presies weet wat ons dit vandag sou noem nie. Maar in daardie tyd het om aan water te lei ook 'n simboliese betekenis vir hulle gehad. Betekenis dat daardie persoon een of ander vorm van hebsug gehad het. Eersig, vraagsig, gemaksig. En van die kommentare sê dan dat hierdie moontlike siekte was wat beteken het dat jy nooit genoeg water kon inneem nie. Jy het dors gebly, maak nie saak hoeveel vloeistof jy gedrink het nie. En waarskynlik is dit waar hierdie simboliese betekenis van hierdie siekte vandaan gekom het. Jesus is hier aan die Fariseër se huis en is daar by die etenstafel waar hy hierdie man genees. Van Jesus wat se heeltyd besig om fyn te kyk, die situasie te lees, en dit wat hy daardie dag gesien het, het hom ontstel. En selfs hierdie genesing van die man raak dan deel van die les wat hy daardie dag vir die gasheer en sy gaste wil leer. Jesus is, soos dikwels wanneer hy aan 'n etenstafel is, eintlik nie 'n baie goeie gas nie. Hy neem die hele gesprek oor en boonop sien ons dan hoe hy die gasheer en sy gaste beledig. En is tog nie hoe mens optree wanneer jy by iemand se huis is nie. Maar vir Jesus was dit belangriker gewees om vir die mense daarteenwoordig daardie dag iets te kan leer van hoe hy die koninkryk sien, eerder as om gewild te wees onder hulle. Jesus het geweet dat hy 'n beperkte tyd het waarin hy alles wat die mense moes leer en verstaan aan hulle kon oordra. En hier is hy bymekaar tussen 'n klomp mense wat regtig nodig het om 'n paar dinge te leer.
Hierdie genesing van die man word deel van Jesus se kritiek op die mense wat daardie dag teenwoordig is. Deel van sy kritiek ook op die samelewing van daardie tyd. En dan nadat Jesus die man genees, dan gaan hy oor om ook 2 gelykenisse te vertel. Een oor nederigheid, een oor gasvryheid. Een om spesifiek te praat met die gaste en dan praat hy met die gasheer. Die eerste gelykenis oor nederigheid is dan spesifiek gemik op daardie gaste teenwoordig. Hulle wat so besig was om te wedywer oor wie die beste plek op die tafel sal kry. Jesus wil hulle daar teenwoordig daardie dag genees van hulle eersig, hulle strewe daarna om die belangrikste te wees. Hy wil hulle genees, net soos wat hy daardie man genees het. Want net soos wat die man nooit genoeg vloeistof kon inneem nie, net so kon die Fariseërs nooit genoeg eer in die wêreld hê nie, nooit genoeg aansien sien in die samelewing nie. Die Fariseërs was veronderstel gewees om die geestelike leiers van die tyd te wees. Maar hierdie strewe na aansien in die samelewing was vir hulle belangriker as hul verhouding met God. Hulle wou eerder deur die samelewing hoog geag word as wat hulle lewe reg is voor God. En dit is ook hoe die samelewing van daardie tyd gewerk het. Die samelewing het rondom eer en skaamte gefunksioneer. Jou eer het jou hele manier van lewe bepaal. Dit het bepaal waar jy woon, met wie jy praat en ook wie by jou aan tafel welkom was. Jesus wil hier vir die geloofsleiers leer dat jou fokus eerder op nederigheid moet wees. Dat hulle eerder daarna moet streef om die minste te wees. Dat hulle moet ophou met hierdie gejaag na aansien, want eers dan sal hulle kan fokus op verhouding met God. Eers dan sal hulle weer plek en tyd in hulle lewe hê vir God. Jesus stop nie na hierdie eerste gelykenis nie. Jesus draai dan sy aandag na die gasheer toe met die tweede gelykenis van die maaltyd. En dan lees ons hoe Jesus die gastelys van hierdie gasheer kritiseer. Want almal wat daardie dag teenwoordig was by hierdie ete, was mense wat ook weer die gasheer kon nooi vir ete. Mense wat dit wat hy vandag vir hulle gee, ook weer vir hom sal kan teruggee, ook weer vir hom sal kan doen. Mense met dieselfde aansien in die samelewing as hy. Beslis niemand wat sy reputasie kon skade doen nie. Geliefdes, dit is belangrik om te onthou dat die gasheer nie snaaks opgetree het nie. Hy het net eenvoudig volgens die samelewing se reëls gespeel. Want wie jy na jou ete genooi en wie jou uitnodiging aanvaar het 'n geweldige belangrike rol gespeel in wat jou eer en jou aansien in die samelewing was. Een mislukte ete kon jou lewe ruïneer. Die mense het baie tyd spandeer daaraan om te wedywer vir uitnodigings na die vernaamste partytjies. En hulle het planne beraam oor hoe hulle die belangrikste mense kan kry om by hulle aan huis te kom eet. En dit is hierdie wetywering om eer, om aansien in die samelewing wat Jesus wil aanspreek. Hierdie reëls wat mense uitgesluit het. Hierdie samelewing reëls wat hulle so besig gehou het, dat jy nie besig was met die leef van liefde vir jou naaste nie. Hy wil reeds vir hulle leer dat wat belangrik is, nie die aansien is wat jy het in die samelewing nie, maar jou aansien by God. Hy wil hulle leer dat jy nie so moet fokus op die nakom van die reëls van die samelewing nie. Dat jy moet vergeet van wat die samelewing van jou verwag. Dat jy moet fokus op wat God van jou vra. Jesus gooi daardie dag die gasheer se gastelys weg. En hy sê vir hom, hier is nou vir jou 'n nuwe gastelys.
En op hierdie gastelys, die armes, die krepeles, die verlamdes en die blindes. Daardie mense met wie jy eintlik nie eers in die straat sal praat nie. Gaan en nooi hulle na jou tafel toe. Laat hulle by jou kom eet. Raak genees van jou ewige soeke na meer eer en meer aansien. Want geliefdes, wat Jesus wil hê, daardie gaste en daardie gasheer daardie dag moet raak sien, is dat wanneer jou tafel en jou lewe lyk soos wat God van jou vra, dan is dit waar dat jy geen eer in die samelewing dalk sal oor hê nie. Dis waar dat die verlies dalk groot sal wees. Maar jy sal nader aan God leef. Jy sal vir God ervaar daar by jou etenstafel. Geliefdes, Jesus het begin met kommentaar op die gaste se tafelmaniere. Die gaste wat die beste plekke vir hulle self uitgesoek het. Wat so graag die eer wil bekom om as die belangrikste gesien te word. En dan het Jesus kommentaar gelewe op die gasheer se lewe op grond van sy gastelys vir die ete. Maar ons sien dat by beide die gasheer en ook die gaste, die probleem eintlik presies dieselfde is. Dit kom net op verskillende maniere na vore. En die probleem is daardie soeke na eer in die oog van die mens. Jesus kom vra vir hulle daardie dag, is jy bereid om plek te maak vir God aan jou tafel? Kan jy plek maak vir God se liefde aan jou tafel? Hy kom gee eintlik vir hulle die opdrag, hou net vir een oomblik op om te dink aan jou eie eer, jou eie aansien. Want net miskien ontmoet jy dan vir God as jou gas. Want waar vind ons dan tog vir God? Dikwels in ons verhoudings met mense. En dikwels in ontmoetings met die mees onverwagse mense. Geliefdes, ons kan nou baie mooi na die mense daardie dag teenwoordig kyk en ons kan hulle diagnoseer. Ons kan sien wat hul siekte is. En ons is oor die algemeen goed met die splinter vind in die ander se oog. Maar kan ons eerlik wees oor wat ons siekte is? Kan ons onsself diagnoseer? Want lyk ons simptome nie maar presies dieselfde as die van die fariseërs nie? Lyk ons tafels nie dalk maar ook hoofsaaklik soos daardie dag se tafel nie? Omring ons onsself nie ook maar net met mense in dieselfde sosiale klas as ons, dieselfde kultuurgroep of mense met dieselfde oortuiging as ons nie? Is ons nie ook maar daarop gefokus om so te leef dat die samelewing na ons kyk met groot agting? Is ons nie ook maar net op soek na eer by ander mense nie? Want hierdie teksgedeelte wat ons vandag saam gelees het, is 'n baie praktiese teksgedeelte. Dis 'n teksgedeelte wat van ons vra dat ons lewe anders moet lyk. Dat ons samestelling van ons vriende, van wie by ons welkom is, van ons kerk en ons geloofsgemeenskap dalk anders moet lyk. En juist omdat die gedeelte so prakties is, dink ons dalk vandag, ons het in hierdie tye waarin ons op die oomblik leef, dalk amper soos 'n Monopoly, 'n get out of jail free kaart. Want ons hoef nie nou te bekommer oor die samestelling van ons fisiese tafels en gastelyse nie. Want ons mag tog nie groot etes hou nie, en ons mag nie vreemde mense nooi nie. Ons hoef nie nou te bekommer oor wie op 'n Sondag welkom in ons erediens is nie. Want ons kom tog nie fisies by mekaar nie. Maar geliefdes,
Ons fisiese ruimtes, ons fisiese op papier gastelyse, ons reaksie wanneer 'n vreemde persoon by die kerkgebou instamp, ons reaksie wanneer daardie kind in die erediens lawaaierig raak. Dit alles weerspieël dit wat in ons leef. Want ja, jy kan uitgaan, jy kan die strate invaar, jy kan elke hawelose, elke persoon op soek na werk, elke prostituut uitnooi na jou huis en die mooiste ete vir hulle voorsit. Maar as dit nie gepaard gaan met die regte gesindheid nie, dan beteken dit ook niks. Want in die sosiale media era waarin ons leef, is dit ook te dikwels net nog 'n manier van eer bekom. Fotos op Instagram, Facebook, nuusbriewe, net om te wys hoe oulik ek is. Geliefdes, God vra van ons dat ons hart moet verander. Want wat in ons hart leef, sal in ons lewe weerspieël word. En voordat daar iemand nuut aan ons etenstafel, aan die nagmaalstafel, op die kerkbank welkom is, moet daar eers vir daardie persoon plek in jou hart wees. En ons gedagtes, ons gevoelens, ons uitsprake teenoor ander mense was tog nie in lockdown gewees nie. Al was jy stoksiel alleen in jou woonstel in hierdie tyd, het jou innerlike lewe, dit wat jy gevoel en gedink en gesê het, steeds jou tafel, jou gastelys, jou prioriteite weerspieël. Want geliefdes, hoe het jy in hierdie tyd gereageer op verskillende mense se swaar kry? Het jy dalk jouself op die skouer geklop, omdat jy darm 'n rand of 2 vir jou huis op oorbetaal het? Hulle kan tog nie veel verwag vir geen werk nie, terwyl jy nie eendag hoef te bekommer het oor kos op jou tafel nie. Het jy met jou vol kaste kos, jou ekstra pakke toiletpapier, die mense wat in hierdie onsekere tye dalk selfs na misdaad gedraai het, veroordeel, sonder om eers te probeer om in hul skoene te staan? Het jy die korrupte politikus en die sukkelende persoon wat net 'n brood by die deur van die winkel vra, oor dieselfde kam geskeer? Het jy op Black Lives Matter maklik en vinnig geantwoord, nee, All Lives Matter, sonder om eers te probeer luister na hoekom hierdie hulpkreet oor die wêreld heen weergalm het? Geliefdes, ja, ons kan nie nou fisiese tafels dek nie. Ons kan nie nou etes gaar maak en mense uitnooi en die kerkdeure oopmaak en vreemdelinge hier ontvang met oop arms nie. Want die reëls en die omstandighede waarin ons leef, verhoed dit nou. Maar dit beteken nie dat ons in hierdie tyd niks van God se opdragte in hierdie teksgedeelte kan uitvoer nie. Want ons kan steeds in hierdie tyd elkeen op een of ander manier uitreik. Al is dit die manier wat jy oor jou bure praat, al is dit oor die manier wat jy optree teenoor die persoon agter die kasregister in die winkel, al is dit die vraag oor wat jy maak met daai opgehoopte blikkies kos, waarvoor jy dalk nou nie meer eintlik 'n nut het nie, omdat daar genoeg kos in die winkels is. Ons elkeen kan steeds nou besig wees om aan ons gastelys te werk. Ons elkeen kan nou reeds steeds in hierdie tyd ons eie lewe en ons eie denke ondersoek. Onsself meet, ons reaksie op nuusgebeure meet, teen wat Jesus geleer het. En ons kan nou, en ons moet nou, aan ons harte, ons gedagtes, ons woorde werk. Want dit wat in ons hart leef,
sal ook in ons lewe weerspieël word. En op een of ander stadium gaan ons lewe terugkeer na normaal. Gaan ons die kerkdeure weer oopmaak? Gaan ons weer mense ontvang? Gaan ons weer met mense in kontak kom? En gaan ons reaksie op daardie vreemde mense, mense anders as ek, gaan dit dieselfde wees as voor die lockdown tydperk? Of gaan ons van hierdie geleentheid gebruik maak om aan ons eie harte te werk, aan ons eie gedagtes te werk, ons eie woorde te werk, om begrip aan te leer vir ander se uitdagings en probleme, sodat wanneer ons terugkeer na iets nader aan normaal, ons fisiese etenstafels dalk 'n bietjie anders kan lyk. Nuwe mense dalk 'n bietjie meer welkom in die gemeente kan voel. En ons dalk 'n bietjie makliker sal gee wanneer die persoon wat nodig het so anders lyk as ons. Geliefdes, die vraag waarmee ek hier vandag wil los, is hoe dek jy in die tyd die tafel van jou hart? Amen. Kom ons sing dan as gebed vanoggend Vonklied 243. Geliefdes, die Here seën vanoggend die wat op hom vertrou met hierdie belofte.
Julle sal vlieg met arendsvlerke, julle sal hardloop en nie moeg word nie. Julle sal loop en nie afgemat word nie. Amen.